gesterf, ons sal verwerf, hy het oorwin. Hy het gesterf, ons sal verwerf, hy het oorwin. Here is my vesting, die Here is my krag, hy is my bron en hy is my redding, die een op wie ek wag. Die Here is my voorspoed, hy sal vir my voorsien, soos 'n paas op vir sy kinders, gee hy meer as wat ek ooit sou kon verdien. Prys die Here, o my siel, prys die Heer, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Heer. Prys die Here, o my siel, prys die Heer, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Heer. Waar U verskyn, word alles nuut, want U bevry en gee lewe. Elke storm swyg voor die klank van U stem. Alles buig voor Koning Jesus. U is die held wat vir ons veg. U baan die weg vir ons oorwinning. Elke vyand vlug, elke vesting val neer. Naam bo alle name hoogste Heer. Vir ewig is heerskappy. Die troon staan onwankelbaar. Ongeëvenaarde krag is in die grote naam. U is Jesus die oorwinnaar. Die skepping kniel in die ontzag. Die hemel juig voor ons koning. En die magte van die hel weet U regeer. Naam bo alle name hoogste Heer. Vir ewig is heerskappy. Die troon staan onwankelbaar. Ongeëvenaarde
heerskappy. Die troon staan onwankelbaar. Ongeëvenaarde krag is in die grote naam. U is Jesus die oorwinnaar. U is Jesus die oorwinnaar. U is Jesus die oorwinnaar. Kom ons loof en dank nou die Heer, vir al sy liefde ons bewys, ons lewe deur. Hy bewaar ons, hy maak ons vry. Hy sal vir ewig altyd in ons bly. Loof die Heer, kom ons loof die Heer, dageliks meer en meer. Vir goedheid, vir die voorreg om vandag sy kind te wees. Kom ons sing nou saam, kom ons prys sy naam. Gee jou hart aan hom en hy sal ware vrede gee. Gee jou hart aan hom en hy sal ware vrede gee. Kom ons loof en dank nou die Heer, vir al sy liefde ons bewys, ons lewe deur. Hy bewaar ons, hy maak ons vry. Hy sal vir ewig altyd in ons bly. Loof die Heer, kom ons loof die Heer, dageliks meer en meer. Vir goedheid, vir die voorreg om vandag sy kind te wees. Kom ons sing nou saam, kom ons prys sy naam. Gee jou hart aan hom en hy sal ware vrede gee. Gee jou hart aan hom en hy sal ware vrede gee. Ons bid tot Jesus koning en verlosser, vir elke hart en siel en verstand. Want daar is rus en vrede by die voete. Ons bid Jesus. Ons bid tot Jesus koning en verlosser, vra dat elke donker keten breek. Ons glo daar soort genesing en vrede. Ons bid Jesus.
ons moeilik maak. Jesus vir families, ons bid die heilige naam van Jesus. Ons bid Jesus vir ons naaste, Jesus in ons harte, Jesus oor die vyand wat het vir ons moeilik maak. Jesus vir families, ons bid die heilige naam van Jesus. Hy is almagtig, hy bring verlossing, lewende hier. Ons vra, breek elke ketting, skyn deur die duister, brand soos 'n vuur. Ons bid tot Jesus koning en verlosser, vir elke hart en ziel en verstand. Want daar is rus en vrede by ons met Jesus. Goeiemôre, is ek aan? Ja, wie moet my aansit? Is hy nou daar? Ok. Kan jy so 'n bietjie harder, daar is hy, dankie. Goeiemôre, ek sê maar weer môre. Ek is onverwags weer vanmôre hierso, maar dit is, ek gaan nou nie volgende Sondag hier wees nie, so ons kan daarom kyk na die eerste seënbede van Matteus 5 vers 3. Baie welkom, dankie dat julle hier is vanmôre. Ek hoop dit was vir almal min of meer 'n goeie week. Ek het wiskunde geskryf en Afrikaans en saam met my seun, maar dit het dan goed gegaan. Maar ja, ek wil jou sê, hierdie matriek is makliker as wat ek geskryf het. Gelukkig. Ons gaan nou so 'n minuut van stilgebed hê. En dan elkeen neem verantwoordelikheid om by die Here te hoor wat hy vanmôre vir jou wil sê. Daarna open ek vir ons en dan staan ons en ons sing 4 liedere, waarvan die tweede ene met 'n CD saamgaan, maar dit is Psalm 91, baie mooi verwerking, heeltemal anders as die ene in die liedboek wat min of meer onsingbaar is, maar is alright. En dan gaan ons daarna aan met die erediens. So 'n minuut van stil gebed en dan open ek vir ons. Ons kyk vanmôre op na U, o Vader, Skepper God, die een wat alles gemaak het en in stand hou. Dankie dat ons vanmôre mag weet weer eens dat U hier is, want U kinders is hier saam. Dankie Gees van God dat U vanmôre ook vir ons wil kom seën. En ons bid dat U ons sal oopmaak om met ons te praat. Ons kom ook in die naam van Jesus Christus, ons Here, wat aan die kruis die oorwinning behaal het oor die bose en ons weerstaan hom, sodat hy geen invloed hier kan uitoefen nie. Kom Here, kom praat met ons en hoor ons as ons U lof besing, as ons U aanbid. Halleluja.
Amen. Gemeente, genade vir julle en vrede van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die kragtige werking van sy Heilige Gees. Right, ons begin met alle volke klap julle hande. Is nogal 'n opdrag in die Bybel, maar ons het in die NG Kerk gesê, so okay, ons sal nou nie klap nie, nee. So kom ons doen dit nie noodwendig nie, maar kom ons sing lekker saam. Al julle volke klap julle hande, juich tot eer van God. Hef jou stem en roep sy naam in elke stad op aarde. Sing dan saam, loof en prys sy grote naam, want hy is ewig koning in die hemel en op aarde. Sing dan saam, loof en prys sy grote naam, want die hemel koning skenk ons sy genade. Hy is ewig koning in die hemel en op aarde. Volke kniel, nasies juich oor al sy misdade. Sing dan saam, loof en prys sy grote naam, want hy is ewig koning in die hemel en op aarde. Sing dan saam, loof en prys sy grote naam, want hy hemel koning skenk ons sy genade. Ons gaan in sy woning en hy roep ons almal saam. Die skare juich en horings blaas en almal om sy naam. Sing dan saam, loof en prys sy grote naam. Hy is ewig koning in die hemel en op aarde. Sing dan saam, loof en prys sy grote naam. Die hemel koning skenk ons sy genade. Is die klank aan vir daai een? Die musiek, as hy. Julle sal hom gou ken, as julle hom. Hy wat kom skuil by God, die allerhoogste en sy beskerming vind, by die almagtige, dis hy wat sê, U is my vesting, my God op wie ek altyd kan vertrou, omdat jy my lief het, sal ek jou beskerm. Omdat jy my ken, sal ek jou red. Hy wat kom skuil by God, die allerhoogste en sy beskerming vind, by die almagtige, dis hy wat sê, is my vesting, my God op wie ek altyd kan vertrou. Wanneer jy my aanroep, sal ek jou verhoor. In dood is ek by jou om jou te red. Hy wat kom skuil by God, die allerhoogste en sy beskerming vind, by die almagtige, dis hy wat sê, U is my vesting, my God op wie ek altyd kan vertrou. Amen, amen, amen.
son kom, dis 'n nuwe dag breek. Die tyd is hier om die weer te sing. Hy wat stem wanneer die schemer kom. Prys die Heer, o my siel, loof nou sy grote naam. Sing 'n lied vir die Heer, o my siel, loof nou sy grote naam. Sy grote naam. Soos 'n wildsbok wat smag na waters, mag my siel na U, o Heer. U alleen is my hart verlange en ek bring aan U die eer. U alleen is my bron van krag, in U teenwoordigheid wil ek
Baie dankie. Ek wil vanmôre graag, ek sien hier lê 'n pakkie lekkers hier, so kan ek hom maar oopknip. Okay, right. Ek wil vir die kinders vra voor hulle uitgaan. Wil ek vir hulle 2 vrae vra en as jy die vraag reg antwoord, gaan ek vir jou, hier's baie lekkers. Hierdie gemeente het baie geld, hulle kan baie lekkers koop. Dan gaan ek vir jou 'n lekkertjie gee. Daar is hy. So die eerste wat ek wil weet, wat is die belangrikste reël wat die Here vir ons in sy Bybel gegee het? Jesus het dit vir ons mooi bymekaar gevat. Die heel belangrikste reël wat daar is wat ons moet nakom. Wie wil gou vir my sê, een van die kinders? Wie die ma's en pa's? Wie van die pa's of ma's wil vir my sê? Heel eerste ene. Sê? Jy moet wie het gesê? Is dit hierdie kant gewees? Ria, my jene. Hulle was daar by my in Eureka in die kerk. En sy weet, ek vra dit by sy, julle vir haar 2 gee, want ou Johan kan daar man ene suig, as jou tande nog right. Okay. God bo alles. En dis vir my baie interessant dat ons in 'n tyd leef, ook binne in die NG Kerk, dat die ouens begin sê, nee, God is nie eintlik alles nie. Ons is alles. So ons kan die Bybel vat, ons kan hom verander om by ons aan te pas. Min wetende dat ons die woke kultuur wat daar in Amerika begin het, begin nakom. En ek het verlede week vir julle gesê, ek is nou al heeltemal uitgekansel, ek is nie meer op die aarde nie. Het sou lekker gewees het, want dan was ek in die hemel. Maar as jy enige iets voor God sit, dan eintlik glo jy nie in die regte God nie, want jy begin jouself dan eerste te sit. En dit werk so, ons is eintlik so by mekaar gesit, en Satan het ons so mislei. So, God is nommer 1. Wat is die tweede ene wat Jesus gesê het? Wie wil raai? Kind, enige van die kinders, kom. Liewe, hoor jy so, ek sal 'n bietjie met Stefan moet praat, laat hy werk met. Wat is dit? Ons moet mekaar lief hê. Soos, en dis 'n belangrike verandering wat die Here Jesus daar, hier is vir julle ook, ja, jy kry dan 2, daar is hy. En jy moet mooi vra, Boet. Jesus sê, in die Ou Testament sê ons moet jy met jou naaste lief hê soos jouself. Ons weet, ons het onsself baie lief. En kan ek net dit sê, want Vrydag, donderdag aand het 'n kind daar in Bethlehem probeer om selfmoord te pleeg. As jy op daai plek kom, dan het jy die liefde vir jouself verloor. Dis abnormaal. Die normale is, jy het jouself lief. Die duiwel mislei jou tot op 'n plek waar jy dan jouself nie genoeg lief het, dat jy jou lewe ag nie. En dan neem jy jou lewe. Sy het gelukkig deur dit gekom. Ek het by baie mense in my lewe gewees wat selfmoord gepleeg het en dit reg gekry het, maar ook by baie wat probeer het en dit nie reg gekry het nie. En as jy hulle dan vra, dan sê hulle, ek weet nie wat deur my kop gegaan het nie. Kan ek ook net dit sê, as jy selfmoord pleeg, maar dis nou nie 'n rede hoekom jy dit gaan doen nie. Dan gaan jy, as jy Jesus Christus as verlosser aangeneem het, ook reguit hemel toe. Vermoed jy gaan vir 'n hele ruk vloere skrob daar in die kombuis, maar is alright. Want jy het sonde gedoen om jou eie lewe te neem. Maar Jesus sê vir ons, jy moet by die klavier wees. Ons gaan nou daai lied sing. Amanda, ekskuus man. So, God bo alles, jou naaste, dan sê Jesus, soos wat ek julle lief gehad het. Ons weet, hy het sy lewe gegee. Ons gaan nou staan, en ons gaan die belydenis sing. Wie van julle ken I believe in of every drop of rain that falls? Daai liedjie, né? Al die ouer mense behoort met I believe in every drop of rain that... Ons sing hom op daai melodie.
Kom ons staan en ons sing saam. Waar is die sangers? Is julle hier? Gaan jy saam sing? OK. Kom jy op. Nou weet julle die melodie? Smaklik. Ons bely die Vader, Seun en Heilige Gees sal ewig wees. Ons bely die Vader as die Skepper Heer, wat steeds regeer. Ons bely vir Jesus as die Seun van God, wat vir ons sterf en plek berei. Hy regeer oor alles Heer. Ons bely dat Jesus God en mense vlees by ons kom woon. Mense gryp om kruisig om en hy moes sterf in hel verkeer. Maar hy staan op uit die dood en hy vaar op as Hemelheer en hy kom weer. Ons bely, hy kom weer. Ons bely die Gees van God wat lewe maak en ons wil leer. Ons bely 'n kerk wat heilig, rein en skoon aan God behoort. Ons bely dat hy ons rein van sonde maak, ewig laat leef en sal kom op. En ons bely regeer en ons bely regeer en ons bely God regeer. Baie dankie julle, kom maar sit. Die kinders kan nou sonnaskool toe gaan, die kleintjies wat moet gaan. Dankie, dit het nie te sleg gegaan nie, manne. Mooi lied. Kom ons maak die Bybels oop by Matteus 5 en ons gaan die eerste vers of die derde vers van Matteus 5 lees om dan 'n bietjie te kyk na wat die Here Jesus van ons verwag as sy kinders. Ons gaan net saam bid, bladsy 9 in my Bybel in die Nuwe Testament. Ons bid net saam. Here, dankie vir u woord en dat u steeds met ons daaruit praat deur die Heilige Gees wat in ons woon. En ons bid dat u vanmôre dit net vir ons weer sal kom oopbreek, hierdie baie bekende gedeelte, en dat u vir ons sal wys hoe ons moet lyk wanneer ons mense is van u woord. En dat ons telkens sal onthou dat ons by hierdie woord moet aanpas en nie u woord by ons nie. Ons vra dit in Jesus Christus se wonderlike naam. Amen. Ek gaan net die derde vers lees. Jesus begin met sy bergpreek daar
dis die eerste groot preek wat hy gelewer het, en hy sê hier in vers 3, geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is. En dan sê hy, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Die ou vertaling het gesê, gelukkig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. En ons tema vanmôre is, wanneer is ek arm van gees? Ek wil dit 'n bietjie met julle deel, want 'n mens kan nou baie praat oor wat dit beteken, maar ons gaan, dit is in die ou vertaling, so die nuwe 2020 vertaling het om weer, wanneer is ek, gelukkig is hulle wat arm van gees is. Wat beteken dit? En ek wil 'n bietjie 7, kan ek dit maar benoem, beginsels met julle deel vanmôre, oor hoe moet ek en jy lyk as ons arm van gees is, as ons volkome afhanklik van God is. En dis moeilike ding, dis 'n moeilike ding, want baie maklik, dan skop jy net terug, en dan is dit jy wat in beheer is, en is jy wat keuses maak, en dan is dit nie noodwendig goeie keuses nie, maar dan moet jy ongelukkig die gevolge daarvan dra, nê. Keuses het konsekwensies, keuses bepaal koers, en wie maak die keuse? Jy. Nie jou ma of jou pa wat jou sleg behandel het nie, of wat ook al nie. Of wat is Bacchus, ek het 'n bietjie te veel gevat van Bacchus, en toe klim ek aan, Bacchus is daai ou wat in die bottels is. En dan klim jy in 'n kar wat jy weet jy mag nie doen nie, en jy sit hom aan en jy ry in 'n boom vas en jy is dood. Ek het verlede jaar by iemand gewees wie se seun dit oorgekom het. Ek het hulle nie eintlik geken nie, maar ek het die pa het nog hulle hele gesprek met my gehad. So ek glo ek kon hom help deur die genade van die Here, omdat dit nie die eerste keer is wat dit in my lewe gebeur nie, dat iemand dit oorkom nie. Maar goed, kom ons kyk. Ek hoop almal van julle smag daarna om 'n deel van God se koninkryk te wees. As jy 'n kind van God is dit die hele ding wat jy na toe kyk ook, is om eendag fisies, geestelik en emosioneel by hom te wees. Anders as die Rooms-Katolieke kerk, wat maar 'n dwaalkerk is, dis nie 'n kerk van die Here nie, so sê ek. So, ek kan in die moeilikheid kom, dis mos nou 'n haatspraak. Maar as ek nou in die tronk land, is dit okay, ek het gratis klere, kos, TV, ek kan nou al glad 'n laptop ook daar kry. Kos my niks, ek moet net daar sit. Maar dan kan ek die geleentheid gebruik om die evangelie met die ouens deel. Maar hulle vat hierdie ding en hulle sê, nee, as jy doodgaan, is jy eers hier in so 'n middelfase. Lê jy so in wat is dit, luier, idle. En dan kan ons nog bid vir julle, dat julle sal regkom en by die Here uitkom. Nee, as jy jou laaste asem uitblaas, is dit verby. As jy nie voor dit gekies het vir Jesus nie, gaan jy hel toe. Ons glo nie meer in die hel in die NG Kerk oor die algemeen nie, of dit word nou toegelaat dat jy nie glo nie, laat ons nou oppas vir moeilikheid, en die duiwel bestaan nie, dis hoekom hulle sulke twak kan kwytraak. So kom ons kyk na die 7 beginsels, van hoe ek moet lyk, wanneer ek volkome afhanklik van God is. Die eerste een, jy sal van jou eie ek gespeen word en gespeen wees. Die eie ek is daai een wat altyd my, dis so, self. Dit begin al mos hier 2 jarige goedjies, en 3 jaar, self pap, self daai goed. En dan gaan dit aan tot aan die einde van baie mense se lewens, self, net ek. So, die eerste een is eie ek gespeen. Psalm 131 vers 2 skryf die psalmdigter so mooi, hoe hy alles
net in God se hande wil sit. Hy wil geen besluit neem voor hy nie dit met God uitgeklaar het nie. En dis eintlik hoe ons moet lyk wanneer ons gekies het vir Jesus. Al waaraan jy dan dink is God en sy heerlikheid, sy glorie, sy grootsheid, onbeskryflike grootheid. En jy dink aan ander se behoeftes. Jy kyk maar 'n bietjie verby jouself. En jy sien mense om jou raak wat swaarder kry of op 'n slegter plek as jy of ek is. So, jy moet gespeen word van die eie ek. Louis Malherbe het so 'n klompie jare gelede geleef en hy het altyd gesê, as daai eie ek wil opstaan, dan moet jy hom vastrap, né? Jy moet hom doodtrap en sê jy is dood. Bly daar. Jy gaan nie opstaan nie. Ek gaan die gees van God toelaat om beheer in my lewe te hou. Beheer en my te lei. Die tweede een is, jy verloor jouself in die wonder van Jesus Christus en jy weerkaats dit na buitekant toe, die grootheid, die heerlikheid van die Here. Paulus skryf daaroor in 2 Korintiërs 3 vers 18 en dan kom Filippus ook in Filippi, maar sê Filippus, Here, wys ons die Vader en dit is vir ons genoeg, in Johannes 14. So, en ons weet, Jesus het hom geantwoord en gesê, maar as jy my gesien het, het jy die Vader gesien. Verloor jouself, wees so opgewonde oor Jesus en wat hy in ons lewens doen en wat hy gedoen het vir ons en wat hy sal bly doen tot die dag wat hy ons kom haal. Wees verlore daarin, gryp dit aan. In Psalm 17 vers 15 sê Dawid, as ek wakker word, sal ek my verbly in u teenwoordigheid. Wat doen jy in die oggende as jy wakker word? Is alweer koud. Dit reën. Ons is nie in die Kaap nie, dit moet nie nou reën nie. Nee, ek nou op my ouderdom sê, Here, dankie, ek is nog hier, ek wil graag by u wees, maar het lyk my, u het nog my iets om te doen hierso. En dan soek ek wat die Here wil hê ek moet doen die dag. En ons dominees werk ons gewoonlik net Sondag, die helfte van die tyd is jou oë toe ook, né? In die week het jy baie ander dingetjies wat jy kan doen. Nee, man, jy moet net jou oë oop hou. En ek verstom my dat hoe baie van ons wat sê ons is kinders van die Here, hoe moeilik dit vir ons is om met mense die Here Jesus te deel. As jy sukkel om dit dan te praat, wys dit dan met jou lewe. Maar dis net so eenvoudig as om vir iemand by die til te sê daar in Pick n Pay of waar ook al, ja, dis 'n mooi dag wat die Here ons vandag gegee het, né? Dan onmiddellik gaan jy hoor hoe reageer hulle. Meeste van hulle sal met jou saamstem en hulle sal ook iets sê oor Jesus. Is regtig so, ek probeer dit, maar ek word mos nou, nee, ek word nie meer betaal daarvoor nie, ek moet dit nou ook verniet doen soos julle. Hulle sê mos, you pay to be good, but I've got to be good for nothing. Ja, maar gebruik het, petroljochies, jy verstom jou, van wie van hulle baie keer die Here ken en kragtadig dien. So, gebruik jou geleenthede wat die Here vir jou gee. Die derde ene, jy sal nooit kla oor jou omstandighede nie. Dis 'n moeilike een. Gelukkig het die Stormers nie hierdie naweek gespeel nie. So ons sal nou volgende naweek kyk, maar dan gaan ek nie hier wees nie. Maar ouens, dit gaan met baie mense baie slegter as met ons. Baie slegter. En dan kry jy van hulle wat vir jou eintlik skaam maak oor hoe hulle die situasie hanteer in daai omstandighede. So, ons verdien in elk geval niks van wat ons het nie. Ons het geen verdienste nie. In Efesiërs sê Paulus vir die gemeente van Efese, julle is gered, maar dit het niks met julle te maak nie. Dit is 'n genadegawe van God.
En 'n genade beteken mos nou, ek dink ek het dit al hier gesê, dat jy kry wat jy nie moet kry nie. En jy kry nie wat jy moet kry nie. God gee dit vir jou. Jy moet dit net vat. So, die waarheid is dat hoe dieper jy delf, hoe groter en hoe soeter word God se genade. Ons kyk nou hierdie vandat ons nou verlede maandag begin matriek skryf het, 2 maande terug. Kyk ek nou en net hoe die Here vir ons voorsien. Die eerste ding wat belangrik is hy skryf net in die middag van 2 uur af. Ek is gewoond om vroeg op te staan. Vir hom is vroeg 10 uur. Dan begin hy te beweeg. Maar as hy werk, dan moet hy nou maar vroeg opstaan. Maar nou, dis 'n stuk genade. Ek het vir die Here gesê, hoe kan ons hierdie ou vars kry om 8 uur te gaan skryf? En die Here het gesê, maar hy gaan 2 uur skryf. Maar ons sien dit nie raak nie, né? Ons sien dit nie raak nie. So, ons moet maar vir die Here vra om jou oë oop te maak. En raak te sien hoe hy met sy Heilige Gees en deur sy Heilige Gees met jou werk. Wanneer jy in alles niks het nie en weerloos is jy op 'n plek waar jy al God se genade kan ontvang. Hoe minder jy het, hoe meer genade kan jy van die Here kry. En ek praat nou nie van rand en sent nie. Jy kan al die rand en sente hê. Maar as jy fokus op die Here, dan gaan hy vir jou nog al die tyd al hoe meer van homself laat beleef. Ek het dit gesien toe ek nog getakseer het, hoe fenomenaal die Here is en hoe boere dit raak sien en beleef en besef dat God is goed, wat ons net nou gesing het ook daarso. So, as jy niks verdien nie en jy ontvang, dan kan jy weet God is besig met jou. Moenie dink jy verdien iets nie. Skuif dit maar een kant toe. Die 4de een, jy sal net na ander se goeie eienskappe kyk en dit raak sien. En jou eie tekorte sal jy ook raak sien, jou eie swakhede. Wanneer jy moet opkyk na die hemel, is jy waarlik nederig. As daar geen ander plek is meer wat kan help of iemand is nie. En jy kyk op na die Here en jy praat met hom en jy vra vir hom. En hy doen. Dan staan jy verslae. Woord op sy tyd wat hy weet vir jou die beste is. Altyd. Sonder twyfel. Die 6de ene is 'n baie belangrike ene hierdie. Jy sal Jesus Christus aanvaar op sy terme en nie op joune nie. Die persoon wat arm van gees is, wat volkome afhanklik van God is so desperaat dat hy of sy enige iets sal opoffer om Jesus Christus as verlosser te hê. Op die oomblik is daar besig om wêreldwyd duisende moslems tot bekering te kom. Want hulle weet hulle geloof is 'n werke geloof. Hulle weet dis in 'n vals God wat hulle glo. Want hulle sien hy doen niks nie en hy vra snaakse goed van hulle. Om 'n bom om jou lyf te laat trek en dan tussen mense in te loop en die knoppie te los. And there you go, straight to hell. Nie hemel toe nie. Geen Christen mens kan dit doen nie. Iemand wat Jesus ken nie. So, ons mag dus niks verander in die Bybel, want dit is die Here se terme, waarop hy vir jou sê, dis hoe dit lyk. En hy sê, ek meen, in Handelinge, daar by Handelinge 4 sê hy, daar is geen ander naam in die wêreld, waardeur jy gered kan word nie as Jesus Christus. Hy sê self, Johannes 14, sê ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. So, dis baie maklik om hom aan te neem, maar die pad is steil as jy
vir hom regtig aanneem en dan die pad te begin stap met hom. Maar hy gee vir jou sy gees hier in jou binnekant, om jou te bekragtig en jou te bemagtig, en jou die vrymoedigheid uiteindelik te gee om met mense te praat oor Jesus, en dit met hulle te deel. Die belangrikste ding is jou lewe moet dieselfde lyk as wat jy praat. You must walk the talk. Het help nie, jy preek vreeslik grand nie, maar jy leef soos 'n vark nie. Dit help nie. Dan doen jy skade aan die naam en die koninkryk van God. So, op sy terme, en dan ontdek jy, as jy vir Jesus as verlosser kry, die God en die vriend, jou oudste broer, wat met jou 'n pad wil stap. En daar is mos nou ouens en vrouens veral, wat nou sê, nee, maar God is 'n sy ook. Dan sê ek, okay, gee my net een vers in die Bybel wat dit sê. Wat voeter julle altyd met hierdie geslagsgoede? Die Here maak nie foute nie, hy het nie begin 'n man en 'n vrou gemaak. Daar kom foutjies as gevolg van die sondeval. Maar as jy 'n man is, is jy 'n man. As jy 'n vrou is, is jy 'n vrou. Ek verstaan nie waar val hulle met hierdie ander goed uit nie. Nee, ek verstaan, Satan mislei hulle. Satan misbruik goede wat in hulle lewens gebeur, om hulle dan op 'n pad te vat wat nie God se pad is nie. Haatspraak, nog 'n vonnis vir tronk, maar ons gaan aan. Ons luister na die woord en nie na die mense nie. Die laaste ene, so op sy terme, die laaste ene is, jy sal iemand wees wat God loof en prys en dank vir sy onverdiende en onbeskryflike genade. Jy sal so iemand wees. Mense sal dit sien in jou lewe. Jy's opgewonde oor die God wat jy aanbid. Jy's nie bang vir hom nie. Jy het ontzag vir hom. Dis wat die woord in die Bybel vrees. Jy moet God vrees. Dis eintlik, jy moet vir God ontzag hê. En ons het vanmôre hom geloof en prys. En weet julle wat gebeur? Die duiwel vlug. Die Bybel sê vir ons, hy het in die hemel, het hy die lofprysing van God behartig. Hy sing van die mooiste stemme wat hy het. En hy haat lofprysing. Dit laat hom hardloop. En dis hoekom wat so belangrik is, dat 'n mens in 'n gemeente lekker sal sing. Maak nie saak hoe vals jy is, my pa kon glad nie noot hou nie. Hy het net so op een noot gesing, juig al wat leef, juig voor die Heer. Was terrible om langs om te staan. Maar hy het dit uit sy hart uit gedoen. Regtig is so, genuine so. Gelukkig het my ma kon sy noot hou en ek het dit by haar geërf. So, ek noem hulle vinnig. Eerste ene, né? Ek moet hulle miskien vra, dan kry jy lekkers. Jy word gespeen van jou eie ek. Jy verloor jouself in Jesus Christus. 2, jy kla nooit oor jou omstandighede nie, maar vra vir die Here om jou daardeur te help. En vra ook vir iemand anders. Jy sal net na die goeie eienskappe van mense kyk. Kyk, al die slegste mense wat ek al in my lewe mee te maak gehad het, het tog 'n goeie eienskap gehad. En ek moes dit raak sien, ek het nie daai tyd nie. Maar ek moes dit raak sien, hy was nogal bereid om mense te help wat in een of ander krisis verkeer, maar hy was 'n onhebbelike mens. En ek het hom nie na die Here toe gelei nie, so ek sal moet antwoord daarvoor as iemand anders dit nie gedoen het nie. So, hulle goeie eienskappe, baie tyd in gebed, aanvaar Jesus op sy terme, nie joune nie, en loof en prys God, en dank hom vir alles wat hy vir jou doen. Hoe lyk dit vanmôre by jou? Indien jy of ek raak sien dat ons dit geensins maak nie naaste by op die plek is waar ons arm van gees, volkome afhanklik van God is nie. As jy dit begin raak sien nou vanmôre, is jy op die regte pad na ware vreugde, wat jy by Jesus Christus deur sy Heilige Gees gaan kry. En wil ek jou vanmôre nooi dat jy net soos jy is, by hom sal buig
en vir hom sal sê, Here, vat my eie wil weg. Vat dit weg, dat ek u wil sal volg. En dan is dit belangrik, waar gaan jy die wil van die Here leer ken, is in hierdie boek. Deur om te lees, deur om hier te kry. Want jy gaan, ek het hier so in Bloemfontein toe ek in die begin van my bediening was, by 'n tannie gekom van 93. En hulle vra my, ek net bietjie by die tannie inloer, want niemand kom vir haar kuier nie. Daar by Universitas. Nou stap ek al in, want ek is mal oor 'n hospitaal. Kyk, as hy op sy rug lê, dan kyk hy op. Jy weet, dan het jy hom op 'n plek waar hy nie kan move nie. Dan deel jy met hom die evangelie. En ek stap in en die tannie sê vir my, hulle sê vir my, sy's blind. Sy's regtig blind. Ek dink, okay, ek stap daar in, ek sê, hallo tannie, ek is Steven Heinz. Hoe gaan dit hier vanmôre? Nee, sê sy, wonderlik. Waar kom jy vandaan? En ja, so gaan die gesprek. En op die ou end dink ek, okay, ek gaan nou baie smart wees. Ek gaan nou vir haar Psalm 91 wat ons gesing het, wil ek net so die eerste stukkie lees. Sê nee, ek sal hom vir jou lees. Ek dink, Here, gaan ek vanmôre 'n wonderwerk sien. En ek sien ene. Op 93 lees sy vir my Psalm 91 nog in die ou vertaling. Die 53 vertaling. Van die eerste vers tot die laaste vers. Lees sy hom vir my. Toe sy klaar is, sê ek, Jesus Tannie, hoe kry jy dit reg? Sy sê, toe ek 'n kind was, het my pa gesê, ek moet die Bybel uit my kop uit leer ken, veral die psalms, sodat as ek dalk eendag nie 'n Bybel het nie, en ek wil lees, dat ek dit kan lees. En ek was verstom. So ek het nou al so 'n paar versies in die Bybel gelees, wat nou al hier bo sit, ek kan hulle so aanhaal, maar ek is nie naby dit nie. Maar ek is nou amper die 8ste keer deur die Bybel. Ek het vanmôre by Openbaring 19, vers 7 tot 9 gelees. Ek het in 2017 daarmee begin, het ek vir julle gesê, die 1 Januarie, het ek hierdie keer by Genesis 1 begin, en ek het hom deurgewerk tot waar ek nou is. Maar ek ontdek goed wat ek nooit geweet het in die Bybel staan nie. En ek wil jou aanmoedig, ek dink ek het verlede keer gesê, ek mag nou al vergeet, nee, maar ek onthou dat ek vergeet baie keer. Dan is jy nog alright, maar as jy nie meer onthou, jy vergeet nie, dan wil jy maar ons dokter toe gaan, okay. Dat daar is 'n rooster wat ek vir Corien, ek dink Corien, waar is jy? Het jy hom nog op die rekenaar? Okay, hy is daar. Maar hy begin by die 1 Januarie en hy eindig by die 31ste Desember. En in 1 jaar se tyd, as jy so stadig lees soos ek, 15 minute 'n dag, dan is jy deur die Bybel. En dan gaan jy nooit ophou nie. Dan begin jy weer volgende jaar by Genesis 1. En dan gaan jy aan. Ek het vir 'n ou in 2017 daar in Vryheid, hy's 'n prokureur. Hy's die kenner van al hierdie grondeise en van elke stukkie grond in Natal, waar elke baken en teken in is. En hy het nie eers die Ou Testament meer geglo nie. Toe challenge ek hulle een oggend daar. En hy begin die begin van 2017 dit te lees, en toe by September kom sê hy vir my, ek het 'n belydenis vanmôre, ek sê ek is nie 'n priester nie, ek is nie 'n Rooms-Katolieke kerk nie, ek sê jy moet dit vir die Here bely, nee sê, maar ek wil vir jou net sê, ek het vir die eerste keer in my lewe die Bybel gelees tot nou toe. Hy sê, en ek ontdek goed wat ek nie geweet het daar staan nie. En ek het nou nog einde verlede jaar nog weer 'n WhatsApp van hom afgekry, waar hy vir my sê, hy het nou hierdie ding vanmôre raak gelees, en hy wil net vir my sê, hy het nog 'n nuwe ding raak gelees. Dis nou 2024 gewees. So ek wil jou uitdaag, is lekker, ek beloof jou. Dis baie lekker en dis baie maklik, as jy gedissiplineerd is, en jy regtig die Here liefhet, begin jou Bybel te lees, kry hierdie boek in jou kop, en gebruik hom. Die Here sal jou nooit daaroor straf nie. Amen. Kom ons buig voor hom. Vader, baie dankie vir u kosbare woord, en dat u deur u Gees hierdie boek laat skryf het.
en dat ons dit net so kan aanvaar, en dat U vir ons dit oopbreek. U sal dit vir ons oopbreek om te verstaan. Dankie dat dit genoegsaam is, sodat ons gered kan word, en by U kan wees vir ewig. En Here, U weet, ons is mense met moeilike geaardhede, en wat maklik ons eie wil laat inskop, en ek bid vanmôre dat U vir my ook sal help, om maar net weer te buig, en te onthou, hoe afhanklik ek van U is. Ons bid vir hierdie gemeente, dat U hulle sal seën, dat U hulle sal toerus, dat U hulle sal gebruik hier in die dorp, as 'n lig, wat in die donker lig bring, U woord, Jesus Christus. En dankie dat ons mag bid vir hulle wat siek is, wat vanmôre nodig het, dat hulle U sal ervaar, dat iemand wat hier sit by hulle sal uitkom, en vir hulle U woord sal bring. En hulle wat eensaam is, wat in depressie is, dat hulle U sal ontdek daar, want U is oral. U los ons nooit nie. En ons bid vir ons regering, dat hulle nog toch 'n bietjie verstand sal kry, en sal begin omgee vir ons land en ons mense, en minder vir hulle eie sakke, en hulle eie sake, en dat hulle U sal opsoek, om vir hulle te lei op 'n moeilike pad, dat hierdie land ook 'n lig sal word. Seën ons boere, dankie Here dat hulle nou kan stroop, en ons bid dat die oeste goed bo gemiddeld sal wees. Ons bid vir al die besighede, Here, dat dit U hulle ook sal seën, en vir almal, dat ons U sal beleef, dag vir dag, ons U sal raak sien, sal sien hoe werk, hoor hoe U werk, dat ons nooit hoef te twyfel aan U nie, want U is die enigste betroubare God, wat ons kan vertrou. Ons loof U daarvoor, in Jesus Christus se wonderlike naam. Amen. Ons gaan die Here nou dien met ons offergawes, en terwyl ons dit doen, ons gaan nou 'n lied sing, okay, daai die Here is my herder. Dis 'n ander weergawe van die Here is my herder, sittende, sing dit lekker saam, jy gaan hom vinnig optel. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, daar waters waar is, lei hy my in, na waters waar is, lei hy my in. Baie diep baie diep lei my uit. Hy plant my voete op die ewige grond. Ja, baie diep lei my uit. Voor al my baie vyande eet ons same feesmaal. U maak my welkom, 'n eregas. U salf my met olie en ek is verstom. U salf my met olie, ek is verstom.
Baie diep haal hy my uit. Hy plaas my voete op die ewige rots. Ja, baie diep haal hy my uit. U grootheid en u trouw bly vir altyd by my, en ek sal lewe en by u kom bly. By u, o Here, kom ek weer thuis. By u, o Here, kom ek weer thuis. Baie diep haal hy my uit. Baie diep haal hy my uit. U pas my voete op die ewige rots. En baie diep haal hy my uit. Baie seën vir die week wat voorlê. Dankie dat julle hier was. Daar's tee daarbo. Baie welkom daar ook. En seën vir die week bo wat julle kan dink. Ons sluit af met Bring hom hulde. En na die seën uitgespreek is, dan sing ons die amen en dan is daar die afkondigings. Dankie. Kom ons staan. Bring hom hulde, bring hom ere, bring hom hulde, ere, lof en majesteit. Soos in die hemele, so ook op die aarde. Aan Jesus alleen kom toe die eer en heerlikheid. Bring hom hulde, bring hom ere, bring hom hulde, eer en lof en majesteit. Soos in die hemele, so ook op die aarde. Aan Jesus alleen kom toe die eer en heerlikheid. Aan die kruis het hy die vyand uitgeteer. In die openbaar oor hom getriomfeer. Die poorte van die doderyk is uit mekaar geskeur. En die leë graf verkondig steeds dat hy alleen regeer. Bring hom hulde, bring hom ere, bring hom hulde, eer en lof en majesteit. Soos in die hemele, so ook op die aarde. Aan Jesus alleen kom toe die eer en heerlikheid. Bring hom hulde, bring hom ere, bring hom hulde, eer en lof en majesteit. Soos in die hemele, so ook op die aarde. Aan Jesus alleen kom toe die eer en heerlikheid. Aan die kruis het hy die vyand uitgeteer. En in die openbaar oor hom getriomfeer. Die poorte van die doderyk is uit mekaar geskeur. En die leë
graf verkondig steeds dat hy alleen regeer. Bring hom hulde, bring hom ere, bring hom hulde, eer en lof en majesteit. Soos in die hemele, so ook op die aarde. Aan Jesus alleen kom toe die eer en eerlikheid. Aan Jesus alleen kom toe die eer en heerlikheid.